Mava en voer. Ek wil nie my kop in 'n kan wurms druk nie, so ek gaan nie baie oor die voer sê nie. Vir my is belangrik dat wanneer ek met 'n voer hengel, dat dit vars is, en vars is 'n relatiewe begrip. As jy bale maak vir skape of beeste, daai bale wat vars van die land afkom, het die beeste of skape weerstand in. Maar hulle hou van goed opgepaste bale wat nie verrot het nie, en wat nie gefermenteer het nie na 3 of 4 maande. So 'n pak voer wat lank in die yskas is, of wat lank in 'n donker plek gebeere word, dit pla my glad nie, en ek kyk net daaraan dat wanneer ek 'n pak voer oopmaak, dat hy nie gaatjies in het nie, en as ek hom oopmaak, dat daar nie miet in is nie. Verder wil 'n ou darm aan hom ruik, dit moet ruik soos voer, en dan is die fabrikaat wat my aan betref irrelevant, watter een van jou keuse is. Daar's 2 maniere, en ek gaan nou die eerste manier demonstreer om Mava by die voer aan te maak. Die maklikste is vir 'n demonstrasiedoeleindes. Ons gebruik altyd 3 koppies meel of voer op 1 koppie water. In die geval het ek nou 200 ml water op 600 ml voer. So ek gaan die 200 ml water ingooi. Ek gaan my 600 ml voer ingooi. En ek gaan die produk net goed deurwerk. Julle sal sien ek maak gebruik van 'n groot skottel. Ek is nog van die ou garde wat glo, as jy voer meng, moet jy hom belig. Ek wil nie dit in 'n klein dingetjie meng en dit dan saampak en druk nie. So al wat hier gebeur het is, die voer is nou lekker deurgemaak, lekker belig. En nou sal julle ook sien, hy's 'n klein bietjie sag om te gebruik, maar so na 2 of 3 minute, dan behoort hy te gesettel het, die voer die water ingetrek het, die stysel weer sag geword het, en die voer lekker taai gemaak het, en al wat nou gaan gebeur, en weer eens, daar's 'n ou gesegde wat sê, man must measure. Dit help nie, jy meet jou voer, jy meet jou water, en dan kabanga jy, wanneer jy die Mava bygooi nie. So wanneer jy die Mava bysit, in die geval, ek is lief vir so 15 ml Mava op 'n 3-2-1 mengsel, maar vandag, omdat ek nou 'n baie kleiner hoeveelheid gebruik ek dan nou net 2,5 ml Mava, en al wat jy nou doen is, jy strooi die Mava mooi oor die voer, en weer eens, omdat hy belig is, gaan jy dit nou liggies deurwerk in die voer in, en jy sal verbaas wees oor die besonderse mooi kleur wat die voer dan nou uitkom. Julle sal merk dat ek het nie baie Mava bygesit nie, maar kyk die mooi skynsel in die voer wat hy maak, is sommer so helder, unieke kleur wat hy dit gee, so dit maak definitief 'n groot verskil. En jy kan die Mava poeier gebruik na jou keuse. So ek het nou dit gebruik in my hoeveelheid, want dit is my voorkeur. Maar daar's niks wat jou verhoed om dit te verdriedubbel of om die helfte van wat ek by te sit nie. Die keuse lê by jou. Die rede hoekom ek dit so bysit, ek wil 'n effek hê. Ek wil weet daar's Mava in, laat ek weet daar's genoeg in, en dit gee die kleur, dit maak dit uniek, so daarom meng ek dit so.